Goeiemôre almal. Baie welkom in die huis van die Here. Mag u die diens saam met ons geniet vanoggend en mag die woord wat uitgaan vir u tot groot seën wees vandag. Ons wil graag vir u onder die aandag bring, daar's nie veel wat gebeur deur die loop van die week nie as gevolg van die skoolvakansie. Dan die verjaarsdae. Vandag verjaar Noah Maree. Maandag is dit Lelani Nieuwenhuis. Dinsdag Maria Zaaiman en Wian Janse van Rensburg. Woensdag verjaar Marisa Williams, donderdag Julie Strydom en Willem Rousseau. Vrydag verjaar Johannes Tally en Chantel van Sail en Dewald van der Westhuizen. Mag julle 'n wonderlike dag hê, ons hoop julle word lekker bederf en mag julle die nuwe jaar ingaan met hoop en die wete dat die Here dra julle en hy lei julle en mag sy seën oor julle wees in die jaar wat kom. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dan wil ons net graag ons medelee oordra aan Tannie Petro Nelson wat in die week haar broer verloor het. Ons dink aan Tannie en die familie, mag die Here julle versterk en julle dra en julle lei en sterkte met alles wat voorlê en weet dat die Here se vrede is groter as enigiets wat 'n mens in jou hart beleef en mag hy julle regtig waar seën in hierdie tyd. Ons wil graag vir George vra om net na vore toe kom om vir ons te open met gebed. Dankie George. As ek so kyk, kan mens sien, dit lyk my die skoolvakansie het begin. Maar ja, mense, kom ons maak die oorte en ons bid. Dierbare Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit, Here, om die troon van genade te nader in hierdie oggend. Here, om dit wat ons wil doen die volgende uur en 'n half Here op te dra aan U, Here. My gebed is dat elke noot wat gedruk word, elke stromslag, Here, dat dit 'n welriekende geur sal wees wat opvaar voor die troon, Here. Vader, neem dit op en aanvaar dit uit ons hart uit in hierdie oggend, Here. Ek wil bid vir die spreker volgende, Here, Pastor Raggett. Here, salf U sy lippe met 'n kool van vuur direk van die troon af, Here. Ons sê vir U dankie, Here, alhoewel ons min is, U woord sê vir ons waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U, Here. So welkom in ons midde, Here. Seën asseblief die voorrigtinge, Here, en laat dit alles uit dankbare harte voor U opstig, Here. Ons sê vir U dankie vir die genade en die liefde en die vrede. Ons bid dit alles in Jesus se wonderbare naam. Amen.
Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. These are days of great trials, of famine and darkness and sorrow. So will the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, at the trumpet call. So lift your voice, hear of
but to know that all the dark won't stop the light from getting through. We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? It is. Is a new creation coming? It is. Is the glory of the Lord to be alive within our midst? It is. It is good that we remind ourselves of this. It is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Ah, yes. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And is Jesus our Messiah? Forever those he loves, he does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priests to God to reign with his Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of it?
and open the scroll. The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, has made us His kingdom and praise to God to reign with the Son. Is He worthy? Is He worthy? All the blessing and honor and glory. Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is He worthy? Is He worthy? Is He worthy of this? He is. Dank je, Heilige Geest, voor je teenwoordigheid, Heer. En net U alleen is waardig, Heer, om ons lofsang en prys te ontvang, Heer. Net U is waardig, Heer, om die offer te ontvang, Heer. Dankie vir U liefde, U genade, Heer, en U leiding, Heer. Dankie dat U ons raadsman is, Heer. En Heer, wanneer ek opkyk en ek hulp soek, Heer, weet dat U is daar by my, Heer. En U antwoord my as ek roep, Heer. Want U is my Vader, Heer. U is my koning en U is my God, Heer. Till I am found in
this moment. Lord, I want you to know. It's you. You have won my heart, taken me into your arms, comforting me like a friend. Your love surrounded me from the start. I never meant to be apart from you ever again. It is you. It's you. You have won my heart, taken me into your arms, comforting me like a friend. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. It's you. You have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Yeah. Your love surrounded me from the start. Never want to be apart from you ever again. Come on, sing it again, Mom. It's you. You have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Yeah. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again.
and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Daar waar jy staan, om by die Here vanmôre. Sê Here, dankie dat U my gesond maak en genees van elke gebeurtenis in my lewe, elke hartseer, elke teleurstelling, Here. Dis U en U alleen wat dit kan doen vanmôre. Oh, halleluja, daar waar jy staan, begin die Here net loof, bely vanmôre dat jy hom liefhet. En ek wil hê jy moet dit vanuit die hart uit oor die lippe bely dit, praat dit. Sê Here, ek is lief vir U. Die woord sê as ek dit bely, dan werk alles ten goeie mee. Alles sal uitwerk. Here, ek kan dit nie sien hoe nie. Ek weet nie hoe nie, ek het nie die antwoorde nie, maar U het. U is die redder. U is ons verlosser. U is ons saligmaker. U is ons kragbron. U is ons geneesheer. U is die lewende water. U is die brood wat lewe gee. Dankie Here vanmôre dat ons nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit U mond uitgaan. Dankie Here vanmôre dat U getrou is en dat U hier is. Ons aanbid U as die lewende, heilige en almagtige God van hemel en aarde. Ons aanbid U. Ons aanbid die kerk van die Here. Kom ons aanbid die Here. Kom aan mense, ons kan beter as dit doen.
Vir 'n oomblik, hy is die koning van die konings. Hy is ons aanbidding waardig in hierdie dag, ons lofprysing. O, halleluja. Ons is lief vir die Here. Baie dankie. Oh, we glorify your name. We lift up the name of Jesus. And the name of Jesus lifted me. Oh, halleluja. Oh, hy is wonderbaar. Hy is heilig. Dankie, Here. Dat ons onsself in die hande kan plaas. You are the God that healeth me. Because you are able. Dankie, Here. Ons prys U naam, ons prys U naam. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Dankie, Here Jesus. Ons verklaar dit vanmôre in die kosbare naam. Dankie, Here. U herstel alles, Here. U maak nuut. U red. U gee oorwinning vanmôre. Oh, if we only surrender, gee oor, sê Here, hier is ek. Hier is ek, Here, ek gee oor, Here Jesus. Plaas myself in U hande. Ramangan tu robos memento recursa memento. En tu robos mamant. Dankie, Here. U is getrou. U bly getrou vir tyd en vir ewigheid. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Prys sy naam. Dankie, Here, vir hierdie heilige oomblikke. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat U met ons werk. In totaliteit, gees, siel en liggaam. Vanmôre voor ons enigsins verder gaan, Here, trek ons weer eens die helm van verlossing aan. Die borswapen van geregtigheid vir ons harte. Omgord met die waarheid. Skoene aan ons voete, Here, om die regte pad te loop, maar ook om te deel wat U in ons lewens doen, die evangelie uit te dra. Skuld van geloof in ons hande te neem en ook die swaard van die Gees wat die woord is. Dankie dat ons daardeur kan leef, Here. U sê dat ons in geloof moet lewe, Here. Dit nie net aangryp vir 'n oomblik nie, maar ons daarin moet leef. Deur geloof, Here, staan ons vandag en bid ons U. Sit ons vir 'n oomblik en hoor net U woord, laat dit ons kan versterk en verfris en vernuwe. Dankie, Here, dat U gekom het. Here Jesus, dankie. Vader, dankie vir Jesus. Oh, somebody.
is heilig, U is waardig om aanbid te word. Ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. U kan nie sitplekke neem, baie dankie. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in ons vakansiediens U saam met ons te hê. Ek wil net die paas en die maas vra, gaan dit alright met julle? Staan die huise nog? Sommige daar's gemengde gevoelens, ja en nee. Maar as julle my sal duld, die matrieks wat vanmôre ook saam met ons is en die mense wat vir wie ons die baba ook gaan inseën vir Denise hulle my 'n oomblik sal gee, wees maar net rustig. Kobus, wees net rustig. Ek wil graag net die woord deel, kort deel. En dan gaan ons 'n kind aan die Here toewy. En ons gaan ook vanmôre vir ons matrieks iets gee. Wie van u ken die ou koortjie, ek het U hartlik lief, Here my sterkte? Ken julle hom nie? Ek het U hartlik lief, Here my sterkte. U is my God, my vesting en my redder. U is my God, die rots by wie ek skuil, my skuld en die horing van my huil. Dit was Dawid wat hierdie lied geskryf het, 'n loflied geskryf het. En so talle ander, Samuel het geskryf, Daniel het dit geskryf. En laasweek, waaroor wil jy dan praat, pastoor? Laasweek, terwyl ons by die nagmaaltafel staan, sê die Here vir my, hierdie woorde, die horing van my huil. Ek sê, Here, ek ken daai frase, ken dit, ken die liedjie. En ons is die week in en almal van ons het weer besig geraak, ons het probeer afsluit, vakansietyd en almal maak klaar met werk en almal hardloop. En in die week, as ek myself kry, dan sê die Here, die horing van my huil. Sê Here, okay. Ek het so bietjie agtergrond wat dit beteken en ek gaan sit. En ek begin net so bietjie studiewerk doen en die Here sê vir my, ek wil hê jy moet met my kinders hieroor praat. Weereens het ek laasweek met u gepraat oor die grootheid en die almag van God. Dit is nie net die kleine liewe Jesus, the baby Jesus nie. Maar hy is 'n almagtige God, hoog verhewe God van hemel en aarde. En nou ek wil vandag begin dan met Norman Vincent het die volgende gesê. When you change your thoughts and your heart, remember also to change your world. Remember also to change your world. It's not just our mind and it's not just the heart that changes. Dit help nie, jy verander jou gedagtes en jou hart, maar jy gaan aan soos wat jy aangegaan het nie. That's not change. Sien, die skrywers in die Ou Testament het by hierdie plek gekom waar hulle besef het wie God was. En kom ons lees gou Psalm 8.
Hier op die bord, vers 2. En hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Dis 'n psalm wat ek nou gesing het. Vers 3. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. 2 Samuel 22 vers 3, kom ons lees dit gou, of vers 2. En hy het gesê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser van geweld het u my verlos. 2 Samuel 22, vers 31. Die weg van God is volmaak. Sê gou saam met my. Die weg van God is volmaak. Glo jy wat hy sê? Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Nou wil ek hê jy moet net hierdie ding hoor. Hy's 'n skild vir almal wat by hom skuil. Wie van die jong mense, van die ouer mans het al paintball gespeel? Tannies, dames, ek weet nou nie so lekker nie, maar paintball is nog al 'n ander storie, hoor. Jy het so 'n geweer, hulle laai hom vol sulke balletjies, sagte balletjies wat vol verf is, maar hy kan blou kolle maak as hulle jou skiet, nê. Ons almal ken dit, die jong manne en jong dames, ek weet nie hoekom hulle dit like nie, ek weet nie wat die pyniging is of. Maar het jy agtergekom as hulle jou raak skiet? Wat doen jy? Eina, jy steek jou geweer in die hand en jy sê, hiet, ek is raak geskiet, los my uit. En ek weet nou nie of die pastore al saam met mense gespeel het nie. As die pastoor opvlieg en hy sê, hiet, dan sê hulle, okay, daar is die target. En dan brand almal los. Wat is die groot ding? Daar's 'n fokuspunt en daar moet 'n verandering kom. Elkeen van ons, net soos wat ek gesê het, wanneer jy hierdie spel speel, as hy jou skild is, moet jy by hom wegkruip. As ek raak geskiet is, weet jy wat het ek gedoen? Ek het baie daaroor gelag. In plaas van opspring en sê, hiet, het ek agter iets weggekruip. Na die tyd as jy uitstap, dan sê hulle, maar pastoor, jy is raak geskiet. Dan sê ek, dink julle ek het nie wysheid nie? Ek weet wanneer om op te spring en te hardloop en ek weet wanneer om weg te kruip. Ons moet op 'n plek kom van wysheid wanneer ons weet om by God te gaan wegkruip. Om by ons God te wees wat ons redder is, om by hom te skuil. En dan sê vers 32, kom ons lees dit. Want wie is God buiten die Here en wie 'n rots buiten ons God? Vers 33. Die God wat my sterk toevlug is en hy het vir my 'n weg volkomenlik uitgesoek. Hy het dit uitgesit. Hy het dit gedoen. Nou wil ek vandag vir u sê, hierdie uitdrukking wat die Ou Testamentiese manne gebruik het. Daniel, Dawid het 'n loflied geskryf, hy het dit gesing. Samuel. Hierdie manne gebruik die uitdrukking die horing van my heil en ek bly dit hoor, die horing van my heil. Ek gaan sit en ek kyk 'n bietjie na wie kan uit die wysheid vir my sê wie ken en verstaan the horn of my salvation. Wie ken horing van my heil?
Pastoor Johan, julle ouens het nou geleer, julle sal ons natuurlik kan boodskappe gee van dit, né? Luister jy maar volg. Ja, is goed om te luister ook van tyd tot tyd. Maar as ons kom by die horing van my heil, kom David en kom Samuel, kom Daniel, en die horing was simbolies gewees, en hier is hy, dis nou myne. Amen. Hierdie horing was gebruik vir 'n paar goed. Hy was gebruik om 'n aankondiging te maak van oorlog, hulle het op hom geblaas, hulle het verskillende tye aangekondig, maar hierdie horing was ook gevul met olie. En dan het hulle met hierdie horing gekom, en as 'n man geweet het, die profeet kom ingestap met hierdie horing, was daar iemand wat gesalf sou word as koning, of iemand wat gesalf sou word vir dienswerk vir God. Maar ook selfs sekere goed wat gebruik was in diens van God. Maar hierdie was ook 'n teken van gesag. As ons op ander plekke in die woord kyk, het dit verwys na konings, dit het verwys na koninkryke. As hulle hiervan gepraat het. Maar vandag se simboliek, wat Dawid en Samuel geskryf het en ook Daniel, hierdie is 'n simboliek van sterkte. Die horing, simboliek van sterkte. Dis simbolies van krag. Dis simbolies van mag. Dis simbolies van oorwinning. Dis simbolies van autoriteit. Dis simbolies van redding. Dis simbolies van verlossing. En dit wil vir my sê, dit is simbolies van die teenwoordigheid van God. Wanneer die horing ingekom het saam met die profeet, het hulle geweet, hier gaan iets groots gebeur, want God is in beheer, God is ons krag, God is die een wat almagtig is, niemand kan teen God staan nie, hy is besig om 'n alomteenwoordige, wonderbare werk in die mense lewe te doen. Dis waaroor hierdie horing gegaan. Dis hoekom hulle geskryf het van die horing van my heil. Bo-natuurlike krag wat God geopenbaar het. 2 Petrus 1 vers 3 sê, en hoor mooi, hy sê, sy goddelike krag, God se krag, gee my alles wat ek nodig het om vir hom te lewe en hom te dien. As mense vir my sê, pastoor, ek het nie krag om die Here te dien, en sê ek weet nie waar julle krag kry nie. Maar die woord sê, my krag kom van God af. Die krag wat ek beleef, my ma sê net, sy sê ook altyd vir my kind, hoekom is jy altyd so besig? Jy's te besig. Hoe doen julle dit? Sê ek, ma, as dit ek was ek seker lankal al gesit. Maar God help ons. God gee ons krag. Ja, soms raak die krag min ook. Kan nie stry nie. Maar dit is wat God alleen kom gee. En hy gee dit deur sy seun. Die simboliek van die horing, dit was gesien deur die vroeë skrywers. En onthou, hulle het dit gebruik omdat dit 'n wille os of 'n groot bok se ramshoring was. Maar dit het gegaan oor die magtige God van hemel en aarde wat kragtig werk in die mens se lewe. Dit was die eintlike simboliek gewees. Maar ook dat ons hoop in Jesus Christus het, wat die Messias is, God wat die mens kom red het, God wat vir hulle gesê het, toe Dawid dit geskryf het, en toe Samuel dit geskryf het, jy moet onthou, jy is nie alleen nie, want hulle skryf dit in 'n militêre konteks. Hulle is in oorlog. Saul wil vir Dawid doodmaak. Toe hy hierdie sê, U is my rots, my vesting en my redder, my God by wie ek skuil, die horing van my heil. Hy is my beskermer, hy is die een wat saam met my is.
Dis wat hy skryf. Samuel ook, is oorlogstyd. Moeilike tyd. Maar ek en u moet besef, God was, en hy is en hy sal tot in altyd, tot in ewigheid, die bron van ons redding wees. Hoekom? Omdat hy ons lief het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het die wêreld so lief gehad, hy het my en u so lief gehad, dat hy tot aksie oorgegaan het. Wat se aksie het God geneem? Sit gou vir ons Matteus 1 op 1 vers, het julle hom daar? Nie. Ek kom hier neergeskryf, sit gou vir ons vers 20 en 21, as julle hom kan kry. Matteus 1, vers 20 en 21. En ek wil hê dat u moet besef, wat God eintlik vir ons kom sê. Hy sê, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, en dit is wie? Josef, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom, en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die Engelse vertaling sê dit vir my so mooi, en ek kan dit gaan opsê. Hy sê, that will save his people. Nie net 'n volk nie, maar wat mense, wat my en nie, vir hoeveel duisende jare, wat God ons red deur genade. Wat beteken dit vanmôre vir my nie? Die horing van my heil beteken dat God sê, ek gee redding, ek gee verlossing deur my krag. Ek stuur my seun om mens te word. Ons het laas week gepraat oor die koninkryk van God in ons lewens. Ons het gepraat oor regering. En ons het gesê, God regeer op 3 maniere, deur sy wil, deur sy woord en deur sy werk. Werk betekende, hy stuur sy gees om in ons te werk, en ook rondom ons en deur ons te werk. Om te regeer beteken krag waarmee hy heers. En die laaste punt wat ons gemaak het, was natuurlik ook sy heerskappy, om te regeer met heerskappy. Heerskappy sê nie krag nie, dit sê die mag waarmee hy heers, in heerlikheid. Hy heers met mag. En ek en jy moet verstaan, dat dit beteken, dat God het sy seun gestuur, soos wat God vir Daniel, en soos wat God vir Samuel, en soos wat God vir Dawid gesê het, ek sal jou red, ek is die almagtige God van autoriteit, van heiligheid, van krag en van sterkte, ek is nie sommer net enige een nie, ek is nie 'n mens dat ek sal lieg nie, ek is die heilige almagtige God, jy kan my maar vertrou, I've got your back, ek hou jou vas, ek versterk jou en ek sal jou red. Ek sal dit doen. Jy hoef nie te vrees nie. Dis wat hy in die Ou Testament gesê het. Wat doen hy? Hy stuur sy seun om dieselfde boodskap. Jesus wat in 'n krib kom lê, is dieselfde boodskap vandag van verlossing en redding vir hierdie wêreld. If it has not been for Jesus, where would I be? As dit nie vir Jesus was wat gebore was nie, was hierdie wêreld die grootste chaos. Vandag sit jy in hierdie kerk en jy sê, maar pastoor, God ken my nie, dan wil ek sê, as jy sê God ken my nie, dan ken jy nie die God wat ek ken nie. Dan moet jy by my uitkom dat ek en u gesels oor die God wat ek ken. Want God het deur sy seun alles vir jou gegee. Alles.
Pastoor, ek het wêreldse moeilikheid. God het jou lief. Pastoor, niemand ken my verlede nie. God het jou lief. Pastoor, jy verstaan hoe verlore ek is. God het jou lief. Daar was 'n volmaakte prys betaal deur Jesus Christus op die kruis van Golgotha. En God wys niemand weg nie. Hy sê vir my en vir u deur my seun, U is my hulp. U is my redding. U is my verlosser, U is die horing van my heil. Deur Jesus het hy aangekondig, daar is verlossing en redding. Soos wat hy met Dawid en Samuel gedoen het, en soos wat hy selfs met Daniel ook gedoen het, het hy gekom en gesê, dis 'n werklikheid. En daarom kon hulle hierdie lied skryf en sing. En Lukas, ek wil hê julle moet Lukas 1 vers 69 vir my opsit. En 'n horing van my heil vir ons opgerig. Wie het dit gedoen? God het dit gedoen. In die huis van Dawid, sy knegt. En dit was Jesus Christus. Hy sê, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af. As God het daai tyd vir hulle gedoen het, hoeveel te meer nie nou vir Jesus en deur Jesus, wat vir ons gebore is en in 'n kruis kom sterf het nie. Ek wil vir u en ek sluit af met hierdie gedeelte. Die horing van my heil is simbolies van bonatuurlike krag wat van God afkom en verlossing, bevryding. Ons het 'n messiaanse ewige lewende hoop. Die woord sê hierdie hoop het ons nou in ons lewens. Jesus wat verlos en red. Pastoor, hoe doen hy dit? Ek weet nie. Ek staan net in diens. Ek is net 'n instrument. Niemand het nog ooit by 'n dokter ingestap en gesê, dokter, daai skalpel van jou het my gesond gemaak. Dokter, daai tang wat jy gebruik het my lewe gered. Nee, dis die dokter se werk. Dis die dokter se kennis. Dis hy wat die skalpel in die tang gebruik het. Dis hy wat die steke ingesit het. Ek kan nie weet nie hoe God hierdie verlossingswerk doen nie. Ons weet nie hoe hy red nie. Ons weet nie hoe hy genees nie, maar hy doen, want hy's die dokter. Hy het alle kennis vir tyd en vir ewigheid. Hy gee om vir jou. It's not me and you that counts. Baie mense sê, daai prediker, man, daai prediker is net in die hande van 'n lewende God. Ons is in die hande van 'n lewende God. Derdens, 'n koninklike regering in heerlikheid, met autoriteit. Hy is ons lig. En op hom bou ons lewens. Hy is die koning van die konings, die prins van vrede, die lelie van die dale. En as jy hom vandag kans gee, if you let him change your thoughts and let him change your mind, let him change your life. Remember to also change your world. Begin leef soos 'n kind van God. Begin praat soos 'n kind van God.
Maak tyd in jou dag en sê ek gee nou nie om wat gebeur nie, maar nou sit ek in die Here in die woord. Dis ek in die Here in gebed. As jy in 'n winkel instap, by 'n hospitaal instap, weet jy hoeveel maal gebeur dit as ek hospitaalbesoeke doen en pastoor, ja, maar jy's die heilige, sien jy hoe lyk hierdie arm? In die week toe val ek van die trappe af by die hospitaal. Hierdie pastoor, ek weet nie wat hulle aanvang nie. Sien hoe lyk hierdie arm? Hulle wil my in ongevalle opneem. Ek sê vir hulle, los my uit, ek het nog meer hospitaalbesoeke by ander hospitale, los my uit. Nou loop ek. Ek wil vandag vir jou sê, dink jy gaan ongedeerd daarvan afkom? Nee. We're still living in a broken world. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar wat doen ek en jy saam met Christus? Is jy bereid, wanneer God jou lewe, jou hart en jou gedagtes verander en nuut maak, is jy bereid om jou wêreld te verander? Are we perfect? Not nearly. But I'm living through the grace of God. Ek lewe deur genade van bo. Vrou, oomblik staan net saam met my. En die Vader het vir ons Jesus gegee. En Jesus het deur die autoriteit wat hy ontvang het van die Vader af, het hy ons redder en verlosser geword. Hy het gesê, I've got you. Get you. Soos die man in die Ou Testament gesê het, hy is die horing van my heil. En mag en krag, autoriteit, is my redder. Is my verlosser, is my beskerming deur Jesus Christus. Geniet ons dit. Dis waarvoor hierdie tyd hier is. Dis waarvoor Jesus gekom het. Jesus het nie sekere mense uitgekies en gesê, ek kom vir jou, maar ek kom nie vir daai ene nie. Ek het jou lief, maar ek het nie daai ene lief nie. Die Here het gesê, ek het elke liewe een van julle lief. En ek het 'n plan en 'n doel met jou lewe. Moenie vir my sê, ek kan nie iets met jou lewe doen nie. Ek kan. Ek is by magte, ek dra die autoriteit, ek het die liefde. Ek het alles in my hande. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke net so kan staan. En daar waar hy is, al sê jy net hierdie woorde, Here, ek gee oor, sodat u vandag in my lewe in die volheid kan leef. Heilige Gees, kom lei my. Heilige Gees, kom leer my, sodat ek sal sien en verstaan wat God se doel met my is. U is die horing van my heil. Amen. Prys die Here. Dankie Here. Prys sy naam. Neem die sitplekke. Baie dankie. Dankie Here. Ek gaan vra dat Kobus de Lange en Denise de Lange na vorentoe gaan kom met klein Driekus. Driekus Okkert de Lange. Die ouers is ook hier, ek dink die boeties en die sissies is hier, hulle almal kan hier by julle kom staan. Daar sy. Welkom ouma, oupa. Welkom julle al die boeties en sissies. Ja, kom staan hier. Jy weet Markus 10 vers 13 tot 14. Vers 13 sê hulle het die kindertjies na hom gebring.
dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy dit hulle baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. En sien jy al die kinders? Ek wil nogal sê, hier staan groot koninkryk. Sien nie? Ons kinders wat hier in die kerk is, ekskuus my skapie, die kinders wat hier in die kerk is koninkryk. Dis die dag van môre is God se kinders. Weet jy wat gebeur baie keer? Ons kinders word gevorm deur volwassenes. Weet nie wie is die persoon wat dit gesê het nie, maar 'n persoon het eendag gesê, it's better to build strong children than to try and recover broken ones. It's better to build strong children and to try and recover broken ones. En ek wil vir julle sê, al die ouers wat hier staan vandag, weet julle wat, bou julle kinders op deur geloof in Jesus Christus. En as julle dit doen, dan bou julle sterk kinders. Hulle bou sterk kinders. Want weet jy wat die grondslag is reg gelê? Grondslag is daar. En ek wil vandag vir elkeen hier sê, ons almal is getuies en ons almal is voorbeelde vir hierdie kinders. Onthou, ek vertel altyd hierdie ding, my pa was 'n sonnaarskoolonderwyser gewees. Maar my pa, soos my vrou en my seun sal kan getuig, hy was 'n geweldige, as hy begin sing en ons begin in die sonnaarskool sing, dan dans hy en hy sing, maar ek dink hulle het hom 4 huise ver af in die blok gehoor. Hy het 'n geweldige stem gehad. En dan het hy gesê, kinders, kom ons sang en prys die Here. En dan staan van die kinders, sê my pa, nee man, kom ons doen iets groots vir die Here. Pastoor Tommy, hulle het hom ook geken. Aarde ons. En een van ons pastore, jare terug, ek was so voor hom, Tommy en ook, ons was sulke klein latte. Ek was nog so lat gewees. Soos hulle. En ek en die pastoor se seun was dieselfde ouderdom. En die tannie, pastoor, sy hoor hoe Hannes in die kamer gil op die top van sy stem. En dan sing hy en hy skree iets en sy hardloop kamer toe, sy dog iets het gebeur en sy storm en sy stamp die deur oop en sy sê vir hom, Hannes, wat maak jy? En hier staan hy, gil dat die are so op sy nek staan. Hy spring op sy bed en hy swaai sy hande in die lug. En sy sê, wat maak jy? Hy sê, ek is om Eddie, ek lei sange by die kerk. Ons dink kinders sien ons nie. But they see you, they do. They see how you serve the Lord. Hierdie kinders sien hoe pappa en mamma met wat se oorgawe en toewyding hulle die Here dien. En ek wil vir die ouers sê, julle sien dalk nie vandag wat julle belê nie. Denise, Kobus, baie keer sien ons dalk nie vandag nie. Maar iewerste, dan maak God dit reg. En God kom wys ons die belegging wat julle gemaak het. Wat oupa en ouma gemaak het. Wat oom en tannie gemaak het. Boeta gemaak het en sy vrou. Dan sien julle wat God gedoen het. En so ook vir hierdie gemeente. Dan sien ons wat God gedoen het.
Want hulle het gekyk hoe Tannie Mikkie voor in die kerk ook dans. En dan wonder ons hoekom dans die kinders op geestelike musiek voor die TV. Wanneer 'n Christelike liedjie. Ja, is daai tannie wat voor in die kerk staan. Dis die ander tannie wat met die vlag, as hy daar deur die huis hardloop met iets in die hande, ma en pa. Wat maak jy? Dis die tannie met die vlag by die kerk. Ons besef dit nie, onthou, daai kind loop net in jou voetspore. They are imitators. As we imitate Christ and live for Christ, they will also do. Driekus. Hy sit hier heel rustig in sy pa se arms, is die beste plek om te wees. Maar die beste van alles, toe hy hier voorkom, daar so kalmte en rustigheid oor hom, toe vat maar die dammie in die mond uit. My kind, ons bring julle vandag voor die Here. En weet julle wat, so die ouers, die familie, die kinders na die Here toegebring, dat hy sy hande op hulle kon lê. Weet julle, daar was van die disippels, van die ouens wat gesê, nee, kan nie nou kom nie. Maar vandag, sê die Here, moet hulle nie verhinder nie, moet nie hulle keer om my te dien nie. As hulle gitaar wil speel, dat hulle gitaar speel, as hulle wil dromme speel, dat hulle dromme speel. As die Here wil dien by die jong mense, laat hulle dit doen, by die sondagskool. Ja. Waar sal hy na my toe kom? Prys die Here. Jy is nie my pa hierin nie. Ja, man. Kom ons staan op en steek julle hande uit. My vrou kom staan nie by my asseblief. Vader, ons dankie. Dankie, Here, dat kinders net so belangrik vir U is. Here, dat hulle die koninkryk beerwe. Dat hulle deel het aan U koninkryk. En Here, vandag kom ons voor en ons vra, Here, deur U Gees, lê U hande op klein Driekus. Soos wat ek hom vashou nou in Jesus naam. In die Gees, Here, lê U hande op hom, Here. En ek dank U, Here Jesus, dat U nou kom. En Here, terwyl ek my hand op hom lê in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, sonder ons om af vir U, Here. Al hierdie kinders vanmôre saam. Here Jesus, dank ons U dat U hande op ons kinders lê. Ons bid dat U vir hulle mooi deure sal oopmaak. Dat hulle sal uitmunt, Here, wanneer hulle groter word. Dat hulle voorbeeld vir die maat sal wees. Dat hulle U sal dien in gees en in waarheid. En dat hulle vroeg in hulle lewe, Here, 'n pad saam met U sal begin stap. Ek bid, Here, dat U woord in hulle harte sal groei. Ek bid vandag, Here, dat hulle net geseënd sal wees op elke gebied van hulle lewe. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so gee ek hom terug vir sy ouers. Amen en amen. Prys die Here. En so ek gaan vra dat hulle hier bly staan. Ons matrieks. Kom staan julle gou ook hier by my. Caitlin, Minke, staan en kyk vir die mense. Daar sy, staan sommer so voor hulle. My vrou gaan die sertifikate ook vir ons bring. Jy weet, hulle gaan, soos almal ontdek het, van daar af word hulle so groot. En dit voel asof dit so gebeur. Is ek reg?
Ouers waardeer hulle, geniet hulle. Julle twee het hierdie pad van skoolloop deurgegaan. En ons wil vandag vir julle sê, baie geluk. Ons weet dit was harde werk, stres, baie stres, stillies. En ons bid dat die hand van die Here op julle toekoms sal wees. Dat die Here julle sal gebruik in die toekoms tot eer van sy naam. Nie net sommer gewoond nie, maar dat julle sal uitmunt net waar julle gaan. That you will do amazing things and above amazing. But more than that you will serve God with your whole heart. Die woord sê vir ons in die Psalms, hoe sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Hoe? Deur dit te hou na u woord. The word of God. Lees die woord. Bid die woord. En dien die Here. Voor julle vinnige besluite neem, ken die Here in al julle weë. Amen. En hier is ietsie kleins om vir julle geluk te sê. Ek gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Kom ons maak die oë toe. En steek jy hande uit en kom ons seën net hierdie twee dames. Vader, ons seën ons matrikulante. Here, soos wat ons nou hierdie klein ding aan die Here toe vertrou het, Fredrikus. Here, hulle groei so vinnig op. Soos ons oë uitvee, dan is hulle groot. En hulle sprei hulle vlerke die wêreld in. En Here, hierdie twee matrieks vra ek dat u vir Minke en vir Caitlin sal beskerm en bewaar. Waar hulle beweeg, dat hulle u sal dien, u aangesig sal soek en u sal ken in al hulle weë. En Here, ek dank u dat ons het vanmôre gehoor, u is ons redder. U is ons verlosser, ons beskermer. En dit kom uit u autoriteit en die mag, die krag. Dis hoekom u gekom het, Here Jesus. Soos die Ou Testamentiese manne dit beleef het, dat ons ook nou kan weet, deur Jesus het dit moontlik geword vir ons. Vir hulle was dit net verlossing en redding, Here, maar vir ons is dit vryspraak. Is dit 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Ons vertrou hulle aan U toe, en Here, word U verheerlik in hulle lewens ook. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. En ons gaan vir hulle sing. Die orkes gaan vir ons lei en steek julle hande uit na hulle toe, terwyl ons net vir hulle baie geluk sê. En baie dankie Christo, kom ons sing dit. Sing dit nog aan. Lord bless you and keep
O Here, dankie vir die hand op ons lewens. Dankie Here dat ons op U kan vertrou met ons hele hart. Dankie dat ons weet, Vader, U het vir Jesus gestuur. Ons redder en ons verlosser, ons saligmaker. Maar U het alle mag en krag en autoriteit aan hom gegee. Soos die manne in die Ou Testament dit bely het en gesê het, U is die horing van my heil. U is my beskermer. U is die een wat sorg en voorsien. U is die een wat intree en saam met my beweeg. En Here, niemand kan teen U staan nie, want alle mag en krag en autoriteit is aan U gegee. Vader, so het U dit aan Jesus gegee. Vandag sê ons vir U dankie, Vader, vir Jesus. Here Jesus, dankie dat U vrywillig gekom het. Dat U mens geword het, onder ons kom woon het. En daar 'n dag was dat U al ons sonde op U geneem het. U het ons waarlik vry kom koop. U het ons waarlik vry kom maak. En daar's hoop, Here, ons lewe met die hoop dat elke belofte maak U waar. Ons bid dit in Jesus naam. Seën ons terwyl ons uitmekaar uitgaan. Laat die hand op ons rus. Mag ons nooit vergeet, Here Jesus, waarom U gekom het vir ons. Dat ons daarvolgens sal lewe en ons wêreld sal verander. Al die lof en eer behoort aan U.